Jesus, U is ons koning. U is my redder, my saligmaker. U is my lig. U is my herder. U is die naam bo elke naam. Here, U is ons rus en ons vrede. Here, ons kom in hierdie oggend en ons wil U naam verheerlik, Here. Ons wil die eer en die lof besing, Here. Heilig, heilig, heilig is U, o God. Saam met elke hemel, engelwese en die res van die liggaam reg oor die land, Here. Heilig, heilig, heilig is U, o God. Word verheerlik, Here. Aan U alleen verdien alle aanbidding. Jesus, ons het U lief, Here. Ons het U nodig, Here. Ons is so afhanklik van U. Jesus. Heilig, heilig, heilig is U, o God. Geslag as die perfekte lam en nou heers U as die leeu van Juda. Heilig, heilig, heilig is U. Heilig, heilig, heilig. In Hom, in U is lewe. En die lewe is die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. U is ons lig. U is ons lig. En ons is veilig by U. Jesus, Koning Jesus. Amen. Julle kan vir my blaai Genesis toe, dis waar ons gaan begin vanoggend. Maar voor ek begin met die skrif, wil ek net so 'n bietjie inleiding gee van die preek. En in Romeine 12 wil ek vers 2, want die offergawe skrif het ek nou agtergekom vloei eintlik baie mooi in die preek in, toe ek nou alles bymekaar sit. En ek dink dit is baie belangrik vir my en jou om te besef dat as kerk is jou doel as Christen, as kind van God, nie net as kerk nie, maar as kind van God, is jou doel om te beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek en jy is geroep om goed te noem en sleg te noem. Maar ons lewe in 'n wêreld waar almal en alles so deurmekaar is, goed word sleg genoem en sleg word goed genoem. En ons is in 'n maand, die lekker maand van Junie, waarin Pride Month gevier word, en ek gaan vanoggend 'n bietjie praat rondom dit, en wat is ons as kerk se staan rondom dit, maar wat moet ons as liggaam, wat moet ons as Christen se houding wees rondom dit. Ek WhatsApp vanoggend vir Larissa, toe sit so 11:00, 12:00 die aand by hulle, die Knicks het nou gewen, so die hele New York is nou verskriklik in oproer, klim op mense se trokkies en so aan, dit lyk asof hulle betoog teen iets, meanwhile is hulle net besig om soos iets te vier. Ek is soos, jy moet op my trokkie klim. Maar, en ek stuur vir ek sê, liefie, los die manne jou dan uit, daar so in Amerika, of is hulle te besig met die ander manne? En, sy sê vir my, Hendrico, dit is scary. Hulle is besig met die ander manne. En jy sê, ja Hendrico, dis Amerika, dit is hier ook. En Amerika is net so twee stappies voor, maar ons, die westerse wêreld is geneig om te volg. En sy stuur vir my, Hendrico, by die kerke staan daar billboards op aan die buitekant. En dit lees as volg, wat sê, we are all born naked. After that, it's all drag. Dis my beste Engels, okay?
Die ander een wat sê traditional worship, progressive values. So met ander woorde, ons pas aan. Dis die kerke wat sê ons pas aan tot die tyd. En wat ek eintlik sien is 'n kerk wat se lig onder 'n maatemmer gesit word. Inteendeel, as daar ooit 'n lig onder daai emmer skyn, sal ek verbaas wees. Want ons as kerk is geroep om 'n lig te wees in 'n wêreld wat duister het, wat in die duisternis lewe. En ek en jy het die voorreg om die lig in ons te hê, en ek en jy het die voorreg om die lig te ken. As jy sit en jy het Jesus aangeneem, is jy in 'n baie voorregte posisie. Maar dit sit ons ook in 'n baie verantwoordelike posisie. Hoe sê, dit sou nie deel gewees van die preek, want dink ek daaraan, weet jy van julle ooit Spider-Man gekyk het destyds? With great power comes great responsibility. Tobey Maguire, toe hy nog Spider-Man gesê, en dit is absoluut eintlik so waar. As jy het die voorreg om God te ken, die krag van die almagtige God in jou te hê, maar dit kom met 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. En ons as kerk kan nie, en dit sluit aan weer eens by Romeine 12, en dis waar die preek ook gaan, en hoe belangrik dit is, dat ons nie progressief is nie. Ons moet nie aanpas tot die tyd nie. Die Bybel is dieselfde, jy kan hom maar gaan kyk, hy het nog nooit verander nie. Ons pas nie aan tot die tyd nie, want dan word ons toegelaat dat ons getransformeer word, of dan conform ons tot die wêreld, in plaas van dat die Heilige Gees ons van binne transformeer. Vanoggend toe ek bid oor die preek, toe sien ek 'n troon en 'n altaar. Maar dit is een voorwerp. En die een wat op jou troon sit, is ook die een wat op jou altaar gaan lê aan die einde van die dag. Die een wat jy toelaat om op jou troon te sit, is die een wat eendag vir jou ook op die altaar gaan lê. As jy die een is wat op jou eie troon wil sit, is jy ook die een wat jou eie altaar moet lê. En moet vir jou eie. Maar as Jesus op jou troon sit, is die offer vir jou gegee. Kom ons blaai na Genesis 1 toe. In die beginning. Ek het gehoor iemand sê dit, toe moes ek dit nou maar herhaal. Nou ons weet goed in Genesis, as jy al ooit daai gier gekry het, hierdie jaar gaan ek nou die Bybel van vooraf deurlees. Ek dink almal het dit al ergens gehad, dan het jy al ten minste hierdie deel gelees. So hierdie behoort vir jou bekend te wees. As jy kyk na die skepping van God in Genesis 1 vers 4, 10, 12, 18, 21, 25 en vers 30, sal jy sien dat God het gemaak, hy het gekyk en hy het gesê dit is goed. God het alles goed gemaak. In die boek van Johannes, ek hou baie van die evangelie van Johannes, omdat hy so fokus op die wese van Jesus Christus, sy godheid. En hy sê ook dat niks bestaan wat nie deur hom gemaak is nie. God het alles gemaak en hy het dit goed gemaak. En dit moet so wees, want as ons in Markus 10 gaan lees, sê dit vir ons baie goed, die ou kom na Jesus en hy sê, goeie meester, ek doen hierdie, maar hoe kom ek in die ewige lewe? En Jesus sê vir hom, moet my nie goed noem nie, want niemand is goed, behalwe die Vader nie. So ek wil hê, jy moet verstaan dat God is goed. Hy is die enigste een goed. En hy het alles goed gemaak. So waar kom al die nonsens wat ons vandag in sit en wat ons in hierdie wêreld sien? Ja, kom ons blaai na Jesaja 14 toe. Gaan ek daar vir ons lees. Terwyl jy blaai, ek kyk Frank Turek, kyk een van hy's apologist, ek hou van sy video's te kyk, en hy sê op 'n stuk staan 'n ou op en die ou vra vir hom, maar hoekom vat God nie net alle boosheid weg nie? Hoekom ruim hy dit van die aarde af hier? En hy sê vir hom, as God dit moes doen vanaand 12 uur, gaan jy nog hier wees? En ek gedink, dis nogal 'n baie goeie stelling. Want God het dit een keer gedoen, met die vloed. Maar hy het beloof, hy gaan dit nie weer doen nie, want hy gee vir ons tyd om tot redding te kom. Maar dit beteken dat in daai tydperk, is daar 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het, om die lig te wees. Jesaja 14, het ek gepraat en nou wag julle vir my.
So waar kom die sleg vandaan? En ek wil hê jy moet die volgende sien. Is God goed, nederig? Sien dit in Jesus. Die duiwel, goed gemaak aanvanklik, maar kom tot 'n val as gevolg van trots. En ek staan gister, het ek voorreg gehad om by Paul hulle op die plaas te wees, hoorie, het ek nou vir jou klein en swak gevoel langs daai perdjies hoor. En ek dink vir myself soos hulle, 'n perd het soveel krag en hy kom met my gedoen het net wat hy wil daar. En ek kon nie help om in daai oomblik te dink aan my Skepper nie. Jesus, totaal almagtig. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Maar tog het hy homself so geïnhibeer, om ingehou toe hy op aarde geloop het en gewandel het. Hoekom? Nederigheid. En hy was gehoorsaam tot aan die kruis. Jesaja 14 vers 12 lees as volg. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? Dit is nou Satan, Lucifer. Seun van die dageraad. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Dit klink nie asof hy verskriklik heers oor die nasies nie, neergeslaan op die aarde. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo op die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. So die heel eerste rebellie, die heel eerste daad teenoor God kom uit 'n plek uit van trots, hoogmoed. Ek, 'n skepsel, Lucifer, wil myself verhef en gelykstel aan God. Ek wil besluit wat moet gebeur. Ek, Lucifer, wil besluit wat is goed en wat is reg. Ek, maar 'n ou skepsel. En ek wil hê jy moet sien, hy was mooi en goed geskep. Was mooi geweest. Hoof van die aanbidding. Maar sy fout was, hy het gedink, hy wat 'n skepsel is gelyk aan die Skepper. En dit is as gevolg van daai hoogmoed. En dis hoekom ek vanoggend hieroor wil praat ook, want hoogmoed is die wortel van dit. En dit is wat Pride Month, die sonde rondom die seksuele in hierdie maand, of nie net oor die maand nie, maar die sonde rondom homoseksualiteit en selfs pedofilia wat hulle nou al wil goedkeur, wat dit soveel erger maak as die res. Want dit word uit 'n plek uitgevier van trots. Ek moet ons noem die maand Pride Month. Dit voel vir my steek dit eers weg nie. Ons noem dit ons is trots daarop. En 'n sonde, ja natuurlik, soos alle sonde is verkeerd. Maar jy gaan nie 'n ou kry wat hier voorkom sit wat met 'n hempie wat sê ek is alkoholist. Ek sukkel met pornografie. Ek sukkel met geweld. Ek is 'n moordenaar. Jy gaan nie so 'n ou kry wat hier sit nie. Die probleem wat ons sit is die trots wat daar in sonde is. En ongelukkig sien ons dat kerk, soos wat ons met Larissa, wat sy vir my gestuur het, nou al tot dit gevorm het, dat dit nou al begin oukei raak om dit te doen. Maar ek wil hê jy moet in die teksvers sien, is o môrester, hoe mooi was jy, maar net so het God hom neergewerp, want ons God is almagtig. Ek kon nie help om dit te sien, toe ek hierdie teksvers lees, dink net, Jesus Here, die duiwel het teen u gekom in opstand, en dit was regtig nie 'n armdruk nie. Ek dink Jakob het 'n groter fight opgesit, toe hy met hom gestoei het in Genesis. Maar hy het die vyand, hy het die duiwel neergewerp, asof hy niks is nie. Want ons God het nie 'n gelyke nie. Maar sy probleem was hoogmoed. En ons sien, dat hy daai selfde stryk, dieselfde ding wat hy ingeval het, is wat in Genesis 3 vers 4, wil ek vir ons lees. Ek wil sommer Esegiel 28 ook lees, voor ek aangaan. Esegiel 28 vers 14. Jy is 'n gerib met uitgespreide vlerke wat beskit, en ek het jou gestel op die heilige berg. 'n God was jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskape is, totdat die ongeregtigheid in jou gevind is. Hy was mooi, God het dit goed gemaak, God het alles goed gemaak, maar hoogmoed het sy hart gekorrup. En dan sien ons, hoekom hy in Genesis 3 vers 4, en hy sê,
Die slang sê toe sê die slang vir die vrou, jy sal gewis nie sterwe nie, maar jy weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. So, wat was sy sonde? Hy wou hom gelykstel aan God. Hy wou sy stoel daar langs sy troon ingeskuif het. Hy wil bepaal wat goed en reg is. Hy wil God wees. En wat is die ding wat hy voor mense kom swaai? Presies dieselfde ding. Jy sal soos God wees, wat eintlik so vergane is, want hulle was reeds ingemaak in die beeld van God. Inteendeel, hulle was meer soos God voor die sonde as na die sonde. En hy sê vir hulle, julle sal weet dan wat is goed en kwaad. Wat bedoel hy? Julle hoef dan nie meer te luister vir God wat is goed en kwaad nie, maar julle sal nou vir julle self kan besluit wat is goed en kwaad. En dis wat gebeur het met die eet van die vrug. Adam en Eva voor die vrug het net geweet wat goed en kwaad is uit 'n plek het van verhouding met God. Julle mag dit doen, julle mag nie dit doen nie. Hy was hulle morele kompas. Hy was die een wat bepaal het. Hy was die skepper, ons is die skepsel en ons gehoorsaam ons skepper. En toe kom die duiwel en sê, nee, maar jy kan eintlik self besluit wat is reg en verkeerd. Jy kan self besluit wat jy wil wees, wie jy wil wees. Jy kan jou eie morele kompas wees. Dan sal jy soos God wees. En in 'n plek van hoogmoed, jy sal jouself verhef gelyk met God. En hulle eet die vrug. En wat gebeur met hulle? Net soos wat die duiwel neergewerp is hulle uit die tuin uitgewerp. En hulle is armer af. Ons word soos die een wat ons volg. En hierdie is nie noodwendig vir julle nie, maar dit is belangrik dat jy dit hoor, want jy ken dalk iemand. Ek ken verskriklik baie. Wat hierdie moet hoor, is dat Jesus is goed. Hy is die lig. Hy is die een wat ons moet volg. Die duiwel is 'n leienaar. Hy jok. Hy is die vader van leuns. Hy is die een wat vir ons sê ons kan doen wat ons wil. En weet jy waar ook die ergste is wanneer dit vergeestelik word. Maar ons is vry in geloof. Daar's mos genade in die liggaam van Christus. En dis hoekom dit soveel erger is in die kerk. Want kerk het begin goed praat. Dat dit is oukei om te sondig. Ek sê vanoggend vir die span, jy kan kom soos jy is by die kerk, regtig, asseblief, almal is welkom. Jy moenie dinge op jou los soos jy is nie. Selfs met Jesus. Jesus sê, kom soos jy is. Kom. Jy kan jouself red nie. Kom. Maar dan lê jou lewe neer en volg my. En Drieko, maar wat as hulle so gebore is? Ek sê vanoggend vir die span, ek het altyd vir 'n moslim gesê, maar jy kan dit op hierdie ook toepas. Moslim het eendag vir my gesê, Drieko, maar wat moslems glo ons almal is moslems gebore, dan backslide jy in 'n Christendom in en hulle moet jy nou weer convert. So jy word nie jy raak net weer 'n moslim. Toe sê ek van weet jy wat, ek stem 100% saam met jou. Want ek is ook 'n sondaar gebore weg van God en dis hoekom ek weer gebore moet word. En dis dieselfde. Maar Drieko, maar wat van mense wat gebore is homoseksueel? Dis hoekom Jesus sê ons moet weer gebore word, want almal is in sonde gebore. Maak dit vir jou sin? Great. Kies wie se paadjie jy wil loop. Jesaja 16 vers 49 tot 50. Kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom. In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus, het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig gedryf het, het ek toe ek dit sien, hulle weggeruim. Nou ons almal weet, Sodom en Gomorra is nou nie noodwendig 'n stad waarmee jy wil vergelyk word nie. Hulle het nie 'n goeie storie agter hulle nie, het nie 'n goeie einde agter hulle nie. En as jy die storie van Sodom en Gomorra gaan lees, is
Die 2 engele kom daar aan en Lot laat bring hulle in die huis in, want hy weet, hulle het op die markplein geslaap het, en hy soos, hierdie is nie 'n goeie idee nie, ek bly in Sodom, ek weet hoe dit gaan nie so, kom bly by my, ek sal vir julle veiligheid gee. En ons weet dat as ons verder in die storie het die hele stad se mans, oud en jonk, dit wys ons hoe gevalle hierdie mense was, kom staan en kom klop aan die deur van Lot en gesê, gee hierdie 2 mans aan ons, want ons wil hulle beken. En daai beken is nie, goeiedag meneere, hoe gaan dit met julle nie? Dis nie stories uitruil nie. Dis 'n plek van hulle wou almal met hierdie mans homoseksuele omgang gehad het. Ek wil vir jou sê dat, hoe het God die seksuele gemaak? Kom, ek praat nie net teen dit, maar hoe het God dit gemaak? Man en vrou. Adam en Eva. Hulle is op nou die dag daaroor, die kerk is baie goed om te sê waar teen hulle staan, maar ons moet dan sê waarvoor ons ook staan. So waarvoor staan ons as kerk? Waarvoor moet ons as kinders van God staan? 1 man, 1 vrou. Adam and Eve. Ek sê die grappie, nie Adam en Steve nie. Adam en Eve. 1 man, 1 vrou. Hulle sal aan mekaar kleef, hulle sal 1 vlees word, hulle sal die moederhuis verlaat, en ek vir jou sê, jy kry nie 'n kind by nie, albei ouers verloor hulle kind, hulle raak hulle eie huishouding, dit werk, en volgens die woord van God, en hulle raak 1 vlees. En drie kom maar, wat van Abraham, en al die Jakob, hulle het so 'n klomp vrouens gehad, hulle was verkeerd. David was verkeerd. Nêrens in die Bybel was dit ooit goed om meer as 1 vrou te hê nie. Nie in die Ou Testament nie, nie in die Nuwe Testament nie. As jy wil 'n goeie voorbeeld volg aan die begin die skepping toe alles goed was. Adam en Eva. En drie kom, mag ons saam bly? Nee. Man en vrou verlaat die ouer huis en hulle bly saam. Hoekom? Want julle gaan nie net saam bly nie. So maklik soos dit. Nee, maar ons gaan op aparte kamers, whatever. Ek is stupid hier. Ek wou sê ek was ook jong, ek is nog jong, maar ek is getroud. Mag jy saam bly? Nee. Dis onwys. Verskriklik onwys. Dit was my so cool, dat ons 'n kerk, ja, ek het die woord cool gesê. Daar's 'n kerk in Amerika, dis my so merkwaardig. Ek dink hulle het iets soos 52 couples wat in die kerk wat saam gebly het, en hulle praat toe, maar dis ek dink al maande al terug eintlik, dis al lank terug, wat hulle praat oor saam bly, en toe het hulle op een slag, op een Sondag 52 couples wat op die stage kon staan het, en hulle trou hulle almal. Want hulle het gesê, hulle wil nie meer verder in sonde lewe nie. Hoe cool is dit? En daar's nie 'n groot uitstorting of vier, dis net soos kom in lyn met die woord van God. Wanneer ons in lyn kom met die woord van God, dis wanneer herlewing uitbreek. Maak dit vir jou sin? Hoor, ek het al hierdie saambly ding deurgetrap. Ek dink dit is al 2 jaar terug, dit ons jong gehad. Die jonges het vrae gehad. Nee, maar ons gaan mos trou. Is jy getroud? Nee? Okay, dan nee. Dit is soveel, God het huwelik gemaak, maar ons veiligheid in dit. Ek het eendag die spreekwoord gesê, dames, wees nou net, hoor net die storie klaar. Hoor net die storie klaar. Hoekom gaan jy die koei koop as jy die melk verniet kry? Dames, ek het julle nou 'n koei genoem, okay? Raak nou rustig. Maar die spreekwoord gaan daaroor is, hoekom gaan jy as man, ek wil eintlik sê vir jou, as jy 'n vriendin het, skop onder die gat, of iemand wat saam bly, dan sê nee, jy maak dit vir hom te maklik. Nee, die man moet man up, hy moet die verantwoordelikheid vat daarvan om 'n man in 'n huwelik te wees. Hy kan nie net die melk verniet kry nie. Maak dit vir julle sin? So ons het sommer nou daar ook gedraai. Maar Sodom en Gomora, verskuldig aan die groot sonde waarvoor hulle skuldig was, is homoseksualiteit. Hulle wou met die engele slaap. En hier sien ons in Esegiel
wat is die oorsprong van hulle sonde? Want ons sien dat hulle eintlik skuldig was aan 'n paar goed, onder andere dat hulle die armes ook nie na gekyk het nie. Maar hulle groot probleem was hoogmoed. Ek besluit wat is reg. En dit is wat die LGBTQ, eintlik enige sonde maar oor die algemeen, maar wat hierdie so groot probleem maak, is ons sal vir mekaar sê iemand, meeste kerke sal vir jou sê, selfs die kerke wat hierdie beweging ondersteun, sal sê vir iemand wat alkoholist is, ons moet so iemand help. So iemand, dit is 'n probleem, dis 'n sonde, of iemand met pornografie, dis nie reg nie. Maar met hierdie is dis wie jy is. Jy is so gebore. God het jou so gemaak. God het jou nie so gemaak nie. God maak nie iemand homoseksueel nie. Dis 'n leuen wat die vyand vertel sodat jy okay kan wees om te sondig. Net soos wat ek Jesus nodig gehad het om my te red en nog steeds nodig het om my gered te hou, so het iemand wat homoseksueel is om ook nodig om hom te red. Maak dit vir jou sin? Ek was verlore op 'n stuk. Ek was altyd gered nie. Jesus het my gered. Maar ek moes tot op 'n punt kom wat sê ek het 'n redder nodig. Ek moes my trots sluk en sê, Jesus, ek is dalk nou eintlik nie so great soos wat ek gedink het nie. Ek het nou nie al die goedjies reg gedoen nie. Ek het 'n redder nodig. En dis die probleem met hoogmoed, met pride. Ek het nie 'n redder nodig nie. Ek is my eie God. Ek besluit wat is reg en verkeerd en wie ek kan wees. As gevolg van hulle hoogmoed het God hulle weggevee. Nou die boek van Rigters, ons 'n hele paar tekste, ek gaan nie alles lees nie, maar in die boek van Rigters is daar twee groot probleme nie, maar twee verse, twee frases wat konstant herhaal word deur die hele boek van Rigters. En as jy die boek van Rigters gaan lees, gaan jy agterkom, dis nogal 'n bietjie van 'n gemors. Israel doen goed, dan doen hulle weer soos sleg en dan doen hulle goed en dan dis heeltyd so 'n wipplank ryery. Dan is hulle gehoorsaam, dan is hulle ongehoorsaam. Dan is hulle gehoorsaam, so gaan hulle aan. En die twee frases, die eerste een wat baie herhaal word, is daar was geen koning in Israel daai tyd gewees nie. Nou ek kan vir jouself sê, maar hoekom het God nie vir hulle koning gegee nie? Want hy wou nie. God wou die koning van Israel gewees het. God wou nog altyd hulle koning gewees het. Die feit dat hulle konings gehad het, was God se toelaatbare wil, nie sy perfekte wil nie. God wou Israel se koning wees. Maar hulle wou nie God as 'n koning gehad het nie. So in hulle oë het hulle nie 'n koning gehad nie, en hulle lewe was hulle met ander woorde koning van hulle eie lewe. Ek wil op die troon sit. En dan die ander frase wat dan herhaaldelik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer herhaal word in Rigters is die volgende. En hulle het gedoen wat boos was in die oë van die Here. Want hoekom? Hoogmoed. Hulle wou 'n koning wees in hulle self. Hulle wou nie 'n God moet vir hulle koning wees en vir hulle sê wat reg en verkeerd is nie. Ons wil self besluit. En hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En nou kan jy sê, Hendrik, maar hoekom sê jy dit vanoggend dan nou vir ons? Want ek meen, ons is die kerk, hierdie is mos nou nie, hierdie is mos nou 'n boodskap wat jy moet op jou sosiale media blad sit, wat mense daar buite moet hoor, wat jy op die uithoeke moet verkondig, maar met die ding is, die probleem is dat dit in die kerk ingekom het. En dat die kerk dit begin goed praat het. En dat die kerk dit toelaat. So ek doen hierdie preek om vir jou te sê presies waar ons staan as gemeente. Ons staan by die woord van God. Ons lewe en riglyne is ingerig volgens die Bybel. Amen. Ek hoop Janne ook. En as iemand wat homoseksueel is hier inkom, is hy welkom. Ek gaan die waarheid hoor. Net soos enige ander sonde. Soos enige ander ou wat sukkel met iets. Gaan dit hoor. Hoekom? Hoekom wil ek dit vir jou sê? Ek het jou lief. Dis hoekom. Galasiërs 6,
ek gaan dit sommer net quote, sê so mooi is, as jy sien jou broer sukkel met iets, gaan na hom toe in sagmoedigheid en help hom reg. En pas op dat jy nie in die eie is, dat jy nie ook in die versoeking kom nie. Wat is daai versoeking? Hoogmoed. Ek kom nie na Riarke toe. Jy werk saam met my, so ek pik nou op jou. Ek kom nie na Riarke toe en ek kom help hom en ek sê hom van sy sonde, omdat ek beter is as hy en omdat ek soos sterretjie voor die voorkop het nie. Nee, want ek wil hê hy moet gered word. Ek wil nie hê die sonde waarin hy sit moet hom ruïneer nie. Want dis wat sonde doen. Ek en Larissa praat nou die dag daaroor is, ja, ek dink nie ons neem altyd sonde ernstig genoeg op nie. So ek dink nie ons verstaan altyd die omvang van die verwoesting wat sonde in ons lewe, die krag wat ons dit gee in ons lewe om verwoesting te saai nie. In ons vriendskappe, in ons huwelike, in ons verhoudings across the board en ons verhouding met God. Want wanneer ons sondig, sê ons vir hom, ek is God, nie u nie. So Hendriko, mag ek oordeel? Maar dis was nou die frase wat in die kerk, maar ons mag nie judge nie. Nee, jy mag. Jy moet. Ek veroordeel nie. Daai kom nie my toe nie. Prys die Here. Dit kom nie een van ons toe nie. Niemand van ons veroordeel nie. Ek gaan nie vir iemand sê ek gaan hemel toe nie. Ek gaan nie vir iemand sê ek gaan hel toe nie. Die Here doen dit. Maar my plig, jou plig is om te oordeel tussen goed en verkeerd. Dit is, ek het begin met Romeine. Dis hoekom ek sê Romeine is eintlik deurgeweef deur die hele preek, sodat jy kan beproef wat is goed en wat is sleg. Dat jy kan beproef wat is die wil van God en wat nie. Galasiërs 6 sê dit weer mooi. Kom na iemand toe, as ek sien iemand doen iets verkeerd, dan sê ek vir hom, hoorie, Riarko, ek sien jy sukkel met 'n bietjie geduld. Hoe sê jy dan? Ek het nou die dag te hoor ek die ou sê, hy het nie geduld gekry nie, want toe dit uitgedeel is, toe sien hy die ry is te lank. Dit draai maar om. Dis nog van nie. Maar ek en jy moet oordeel. Maar hoe lyk daai oordeel? Yes, broer, suster, vriend. Ek sien jy sukkel. Kan ek saam met jou bid? Kan ek 'n pad saam met jou stap? Kom ek lei jou na die een toe. Ek stel jou bloot aan die een wat my vrygemaak het toe ek dit nodig gehad het. Die een wat my skoon gewas het toe ek gestink het en vuil was van al die sonde. Jy moet dit doen. Maar as ons net sê, weet jy wat? Ek's bang hy raak kwaad vir my. Ek's bang ek offend hom. Ek gaan hom net los. Dalk kom hy reg. Dalk nie, wie weet. Ek gaan hom net lief hê. Want soos daai ding wat Larissa gewys het. Ag, Riarke, jy doen so goed. Jy weet, ag, liefde is liefde. Het ek hom regtig lief? Wat het ek verander in sy lewe of los ek hom in sy sonde om te stink? Verlore. Stikkend. Want hierdie goed kom ten toe aan uit altyd uit 'n plek uit van verskriklike seer. Verskriklike gebrokenheid. En ek is soos eintlik en ek sê jy's okay. Nee. Gaan net aan. Nee. Ek offend jou eerder in die hemel in as wat ek jou liefhet in die hel in. 'n Aardse liefde. Maak dit vir jou sin? My hart is nie om enigiemand te offend nie. As jy waarheid jou offend, is dit nie my skuld nie. Jesus het mense geoffend. Omdat hy wou, nee. Hulle harte was hard. Hulle wou nie hoor wat hy sê nie. Maar my hart is om vir jou die waarheid te vertel, want ek loop eerder met jou hier rond, kwaad en gefrustreerd met my. Niks met my te doen hê nie. Maar eendag in my Vader se huis loop ek jou in die gange raak. Dis my hart. Om mense raak te loop in die gange van my Vader se huis. Waar hy vir my 'n plek voorberei het, want ek het hom nodig gehad eens op 'n tyd. Maar die kerk, die liggaam, ons los hierdie mense. Ons het hulle net lief. Ons los hulle. Eintlik wat jy sê, jy het nie regtig hulle lief nie. Ons as liggaam kan nie faal in hierdie nie.
Ons kan nie, en dit gaan nie, ek fokus nou baie op pride en hoogmoed en die homoseksuele, omdat dit nou baie van toepassing is in die maand en die tyd wat ons nou in is. Maar dis sonde oor die algemeen. Paulus in 1 Korintiërs 5, kom ek lees dit gou vir julle. Net om vir julle te wys hoe Paulus sy ingesteldheid rondom sonde was. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dis daai moet bad wees. Soos as jy as kerk gesê word, ek hoor van hoerery in jou, wat die ongelowiges doen dit nie eers nie. En ek gaan nou vir julle sê wat dit was. Dat iemand die vrou van sy vader het. So hierdie ou het die vrou, sy stiefma. Hy het 'n seksuele verhouding met sy stiefma. En tog is julle opgeblaas. Hoogmoed, in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig alreeds besluit, asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here. Julle roem is nie mooi nie, want weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Jesus Christus. So hier is 'n kerk wat dit vier, en dan moenie fout maak, hulle is in 'n samelewing in Korinthe dit was seksueel, dit moreel, totaal en al vervalle gewees. Tempelprostituie, homoseksualiteit, across the board. En nou is hier 'n ou in die kerk wat dit doen. Is die probleem dat hy in die kerk is? Nee. Maar wat is die probleem? Die kerk vier dit. Die kerk laat dit toe. Daar's 'n hoogmoed van, ag, dit is oukei. En wat sê Paulus? Nee. Ek, Paulus, en hy's in die naam van Jesus Christus, so hy doen dit nogal met baie oortuiging, en in die hoogste autoriteit wat ons ken, lewer so oor aan Satan. Wat beteken dit? As iemand in die liggaam van Jesus Christus sit, en jy laat hom toe om te sondig, jy praat dit goed en vier dit net toe, gee hom geen rede om te verander nie, en hy lewe onder die seëning van die liggaam, verander nie, en die liggaam lê daaronder, en op die einde van die dag word sy siel nie gered nie. Want dit gaan goed met hom hier, almal is lief vir hom, hy het geen rede om te verander nie. Maar as iemand sondig en hulle is rebels daaroor en harregat daaroor, ek het dit ook nog gesê, harregat. Wat doen jy met so 'n ou? Hoorie, ek gee oor aan Satan. Wat beteken dit? Jy is nie welkom hier nie. Jy kan terugkom as jy wil deel vorm van die liggaam, want die res van ons wat hier sit het ons lewe neergelê om Jesus te volg. En as jy sukkel, kan ons jou help, maar as jy rebels is daaroor, laat die persoon eerder sy vlees, laat hom eerder die gevolge van sy sonde voel op sy lyf, want hy voel dit nie hier nie, want hier word alles mooi gemaak en skoon gemaak, en ons sê, nee lief, dat hy dit voel eerder daar buite, dat sy gees, sy siel gered kan word. Kyk, want daai teksvers gooi baie mense, wat? Iemand uit die kerk uitgooi, maar dan mis jy die punt hoekom hy gesê het so ou moet uitgegooi word. Of verwyder word. Uitgegooi klink verskriklik. Maar hoekom so 'n persoon verwyder word? Dis reddend gefokus. Dis reddingsgefokus. Ek doen dit want ek wil hê jy moet sien dit waarmee jy besig is nie goed nie. En jy wil nie hoor wat ek vir jou sê nie. So voel dit dan nou maar dat jou vlees vernietig word, maar jou siel gered kan word, sodat ek en jy eendag saam in die hemel kan wees. Ons as kerk moet die lig wees. En almal is welkom. Weereens, maar jy is nie welkom om te bly soos wat jy is nie. Ek is nie,
jy is nie. Dis hoekom Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jou lewe neerlê. En hy wat nie sy lewe liefhet nie, sal dit kry, want ons lewe in hom. Amen. Amen. OK, julle is daar. Ons moet anders lyk as die wêreld. Ons moet. Ons kan nie lyk soos hulle nie. En ons moet weet waarvoor ons staan, want anders waartoe nooi ons hulle? Ek en jy wat Jesus aangeneem het, is letterlik gevat, sê die skrif, van die koninkryk van duisternis en oorgeskuif na die koninkryk van lig toe. So dit beteken ek en jy moet weet hoe dit hier lyk, sodat ons mense kan verduidelik hoe om hier te kom. Want ek weet nie van jou nie, ek wil hê almal moet hier wees. Want almal is nie hier nie. Hier is 'n paar mense hier. Ons hart is om hulle daar te kry. 'n Paar sleutelgedagtes wat ek hier neergeskryf het is, Jesus is ons voorbeeld van nederigheid en die duiwel van trots. En wat ek ook hier geskryf het is, ek het al baie die voorbeeld gebruik, maar ons moet verstaan, dit gaan nie of die idee van is God vir my of vir my vyande, die hele ding van is God vir my of nie, is eintlik 'n verkeerde manier van dink. Dit is 'n manier van dink soos onder 12 rugby spannetjie, waar albei spanne in hulle kleedkamer sit en bid, Here help ons om te wen. Ek kan nou maar wie kies hy nou? Die groot vraag is ek en jy vir hom? Wat is die regte vraag? Jesus, ek weet hy is vir my, as ek in hom is. En dan is my wil in lyn met dit wat hy wil hê. Romeine 1 vers 18 tot 32. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want ons onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, was belangrik. Ken hom en dank hom. Hulle het nie, ons moet. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle verstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer het, want dis wat jy doen as dit Adam en Eva, hulle die skepsel vereer. Hulle die ewige koning vir 'n skepsel verruil. Vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuurlike is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer van die vroue laat vaar en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikhede bedrywe en hulself die noodwendige vergelding van hul dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam is nie. So ek wil hê jy moet sien dat God is oordeel wat God oor hierdie mense spreek. Dis mense wat konstant hulle het die waarheid onderdruk. Ons gaan die skepsel eer en nie die Skepper nie. En God het gesê, okay, your will be done. En hy het
Dis oordeel wat hy oor hulle spreek. En daai oordeel is 'n plek waar hulle so pervers geraak het. Dis dieselfde oorgee wat Paulus gebruik. Dis dieselfde woord wat Paulus gebruik. Gee ou so ou oor aan Satan. Jy gaan ons 'n oorgee. Want God wil hê almal moet gered word. Maar almal gaan nie hulle knie buig nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtighede, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, skinder, heilige praatjies, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers. Ai nou, waar is die kinders nou? Joshua, nee, hy is baie gehoorsaam. Onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense, en dan hierdie is belangrik, want daai is nou vir die ongeredde mense daar buite. Maar waar is ek en jy, waar kom ons in die prentjie in? Wat is ons verantwoordelikheid? Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So wat sê dit nou in plain en driekotaal? As jy dit goedkeur, is jy net so skuldig aan die wat dit doen. Want jy ken die waarheid. En uit jou plek uit, ek wil hê jy moet verstaan dat God, of Jesus wat God is, bestraf die fariseërs op 'n stuk. En hy sê dat hulle die sleutels wat aan hulle gegee is, het hulle misbruik. Hulle het die koninkryk toegesluit oor mense met al hulle ekstra toegesluit, met al hulle ekstra wette. Jy moet hierdie doen, hierdie doen, hierdie doen, hierdie doen, hierdie doen. Maar wie is die sleutels gegee? Nou, aan Jesus, en hy gee dit aan ons. Want hy sê dit wat julle op aarde oopsluit, sal in die hemel reeds oopgesluit wees. En dit wat julle toesluit is reeds toe in die hemel. So die sleutels is nie met die fariseërs nie, dis nou my en joune, sodat ek en jy die hemel kan oopsluit, die waarheid kan oopsluit oor mense. Maar as ons daai sleutels misbruik, is ons niks beter as die fariseërs nie. Maak dit vir jou sin? Maar ek wil vir jou sê, ken jou woord, ken die Bybel, om woordskool toe, ken die Bybel, en jy het niks om te vrees nie. Hoekom? Want die Bybel leer ons van God. En hy openbaar homself aan ons deur sy woord. Ek wil hê, iemand het eendag hierdie mooi beeld geskep van Romeine 12, en full circle, iets soos weer by Romeine 12, want ons moet die goeie wil, ons het die sleutels, ons moet die wil van God bepaal, ons moet dit uitken. En hy sê, iemand, soos hierdie mense wat soos al hierdie fake skilderye uitken, ken nie al die fakes nie, maar hy ken die regte een bitterlik goed. Dat wanneer hy een sien wat een veetjie, wil ek amper sê, een strook verkeerd doen, dan sê hy, dis 'n fake. Hoekom? Hoekom kan hy dit uitken? Omdat hy al die fakes ken? Nee, hy ken die woord van God. En dis hoekom dit so belangrik vir my en jou is om die woord van God te bestudeer, te ken, dit saam met die Heilige Gees te lees, te eet, te verteer, deel te maak van ons lewe, sodat ek en jy die lig kan wees, wat ek en jy geroep word om te wees. Want Jesus sê in Matteus 5, jy is die lig, julle is die lig. En niemand steek 'n lig aan en sit 'n emmer daaroor nie. 'n Bietjie stupid. Dink dit prakties daaroor. As jy 'n lig aansit in die huis en dan gooi jy iets daaroor. Niemand doen dit nie. En dis dieselfde met kerk. Ons moet streef na reinheid. Hoekom streef ons na reinheid? Ek wil vir jou vasvang in die twee grootste gebooie. Ons streef na reinheid as liggaam van Christus, want ons wil rein wees vir ons bruidegom. Grootste geskenk wat 'n bruid aan 'n bruidegom kan gee is om rein te wees. Dis wat ek en jy wil doen. Ons doen dit want ons is lief vir God met ons hele hart, met ons hele wese. Hoekom is die tweede rede hoekom ons rein wil wees? Want ons is lief vir mense. En ons wil hulle innooi in dit wat ons geleer ken het, terwyl hulle dalk nog in 'n leuen vassit en dink dit is die waarheid. Ons kan dit nie doen as ons nie die waarheid ken nie, en as ons ten koste van onsself 'n leuen goedkeur. Ek en jy is verloof
aan. Daar kom nog 'n bruidsfees. Dis beloof aan Jesus Christus. As ons sy bruid is, beteken dit, ons moet ook nee sê vir al die ander. Jy sien, wanneer jy in 'n huwelik ingaan, sê jy nie net ja vir 'n vrou nie, jy sê ook nee vir al die ander vrouens. Abraham het nie reg gekry nie, hy het 'n bietjie verkeerd gekry. Dawid hulle almal. Een man, een vrou. God is 'n jaloerse God. Hy wil jou vir homself hê. Amen. Kom ons staan en bid ons. Jesus, Here, dankie dat U ons gekies het, Here. Jesus, U het ons gekies. Hier's nie 'n persoon hier binne wie U nie gekies het en nog steeds kies nie. Daar's nie 'n persoon daar buite wat U nie kies nie. Jesus, Here, ons is so dankbaar dat ons die keuse gemaak het om U te kies. Here, en ons is jammer, Here, daar waar ons U nie voluit kies nie en waar ons boyfriends toelaat. Here, dis nie oukei nie. U het Uself in totaliteit gegee vir ons, U bruid, om ons vir U te koop. En ons wil dieselfde doen. Ons gee onsself oor aan U. En ons breek af die wêreldse verhoudings wat ons gedink het oukei is om in die huwelik in te bring. Heilige Gees, en bekragtig ons, kom lei ons, dat ons so die lig sal wees. Here, daar waar ons sonde nie noodwendig toegelaat in ons eie lewe nie, maar goed gepraat het en ander. Here, is ons jammer. Ons is so jammer, Here. Ek is jammer, Here. Here, daar waar ek nie man genoeg was om op te staan vir U waarheid, Here. Heilige Gees, kom bekragtig ons om waardige getuies te wees van ons koning. En Here, mag ons die redding wat ons ervaar het verkondig deur woord en deur daad. Mag ons die vrede en die lewe wat ons geproe het en daagliks proe, mag ons nie daai maaltyd weerhou van die wat dit nodig het nie, Here. Mag ons nie die water van lewe wat dors les weerhou van hulle wat met gebarste lippe rondloop nie. Omdat hulle dink dis oukei nie. Here, ons het U lief. En ek weet U roep ons om mense ook lief te hê. Mag ons U goed lief en mag ons mense goed lief hê. Here, U is koning, U is ons koning. Here, soos wat Josua vir die volk gesê het, kies vandag jou koning, kies vandag jou God. Maar ek en my huis, Here, ek sê vandag, en ek maak hierdie verklaring, Here, dat hierdie huis, Beweegkerk Wellington, geen plek vir afgode nie, Here. U is ons God, U is ons waarheid, en ons strewe om te lewe in die geregtigheid wat U reeds aan ons gegee het. Ons dien U. Ek en my huis, ons kies U. Ons kies U. Vandag kies ons U. Môre kies ons U. Dinsdag, Woensdag, Donderdag. Heilige Gees, help ons om waardig te wandel die roeping en die verlossing. Jesus. Sal net so dat ek voel tog die Here is besig met ons. Maak dit jou hart oop. Laat hom toe.
Jesus. Ek kry hierdie beeld van waar was Stellasie en ek sien die troon wat bo op het staan en ek sien hoe daar's soveel wesens of dit net opkruip want hulle begeer om op bo te wees en ek voel dit is daar's soveel goed wat begeer om ons en die troon is ons eie troon. En hoeveel daar's so baie goeders as wat begeer om op die troon van ons hart te sit en hulle 'n aktiewe poging aanwend. En dit maak dat ek en jy nie passief kan wees nie. En 'n aktiewe poging moet aanwend om elke dag, Here, ek kies U. Here, ek kies U. Want die vyand is aktief besig om afgode oor ons pad te stuur. Hy is aktief besig om te probeer die troon van ons harte wen, sodat ons saam met hom neergewerp kan word. So daarom kan ons nie bekostig om passief te wees nie. Maar aktief moet ons hom vereer, aktief moet ons hom op ons troon sit, aktief die hele tyd. Here, hierdie een ding begeer ons, en hierdie een ding vir ons, dat ons mag wandel in die huis van ons Here, al die dae van ons lewe. Dit is ons behoefte en dit is ons hartsbegeerte. Hierdie een ding vir ons van Here. Om altyd te wandel in die huis van ons God. Gevul met die Gees en gelei deur ons Herder. U is goed en U alleen is goed. En ons het U lief. Omdat U ons eerste lief gehad het, kan ons U nou lief hê. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. So wat wil ek hê jy moet sien? God maak alles goed. Die duiwel maak sleg. Trots. Ek en jy moet kies. God wat goed is, duiwel wat sleg is. En ons moet leer om dit wat goed is goed te noem en dit wat sleg is sleg te noem. En seker te maak dat ons wil rein wees, want ons het hom lief en ons wil rein lewe, ons het mense lief en ons wil hulle in daai plek innooi. Amen.